Dis 'n lekker kouerige, reënerige dag hierso by die Voortrekker Monument waar die eerste boeremark wat nou deur SAI aangebied word, gaan plaasvind. En hier langs my staan Dr. Theo de Jager. Dr. Theo, dis julle eerste ene. Hoe loop dit tot dusver? Is dit dieselfde as die weer of gaan dit baie beter? Het is nie so triestig soos die weer nie. Die was vroeg al meer voete as wat ons verwag het. Kyk, niks kom perfek af nie, nê. So wat kon verkeerd loop, het nou al verkeerd geloop. Daar's krag wat uitspring, daar's slotte waarvoor ons skielik nie weet waar die sleutels is nie. Ons het dit gisterand nog gehad. Daar was 'n klompie hakplekke, maar dis 'n lekker feestelike atmosfeer. Dis 'n kouer dag as wat ons voorgehoop het. Maar dit lyk my nie dit hou die boere of die stadsmense wat hier na toe kom weg nie. Dit is 'n ding wat ons dadelik opgeval het, want ons is ook so bietjie dalk ons wou vroeër hier gewees het, maar ons het gesê, met hierdie weer dink ons nie, daar gaan vreeslike aftrek wees. En toe ons hier kom stilhou, toe is dit volgepak met die parkering, en die parkering was toe vir ons aanleiding, hier's baie, en toe ons by die stalletjies kom, toe sien ons, maar dit is vol. Wat is julle bedoeling met hierdie boeremark? Wat wil julle graag bereik? Kyk, dis nie sommer net so 'n mooi getroffe poging hierdie nie. By SAI dien ons op die direksie van die World Farmers Market Coalition. Daar is boeremarkte op al 6 kontinente waar daar geboer word wat aan hierdie ding behoort. Sy hoofkantoor is in Italië. Die Italianers is natuurlik die konings van die boeremark. Hulle nasionale landbouunie Colderetti het 369 sulke plaaslike boeremarkte. Daar's 'n hele filosofie agter dit. Kyk, in teorie op 'n boeremark gaan die verbruiker altyd 'n bietjie minder betaal as wat hulle in die winkel sou betaal. Maar die boer gaan altyd 'n bietjie meer kry as wat hy sou kry as hy aan die winkel verkoop het. Want jy het van die middelmanne uitgesny, nê? Ek is bly jy het gesê in teorie, né? Ja, dit werk nie altyd so nie, want jy weet daar's ander kragte wat op die mark ook inwerk. Hier's dinge hier wat eintlik vandag spot goedkoop is. Ek dink hier's patatas wat R20 te 2 kg is en vir hierdie groot 25 kg sakkies R60 is. Wat op hierdie stadium minder as die helfte is van wat jy in die winkel gaan betaal. Daar's goed wat min of meer dieselfde is en hier en daar is daar 'n ou wat dink hy gaan meer kry. Maar die mark sorteer dit self uit. Dis vir ons baie belangrik om verbruikers en produsente bymekaar uit te kry. So ons baie belangrik om te sê, ontmoet die ou agter die heuning, agter die groente, agter die vleis. Sodat daai verhouding tussen stadsmens en plaasmens kan herstel, want ons sit al met 'n tweede generasie, weet jy, vir mense selfs in Suid-Afrika wat nou nie meer 'n oupa het of 'n oom het wat 'n plaas het nie. Mense kom nie meer almal op plase nie en weet nie waar kom kos vandaan nie. Dit is baie waar en ek dink ook wat ons hier gesien het is mense moet verstaan is daar's die varsprodukte afdeling of groepie en dan daarna het jy jou gewone stalletjies, jou uitstalle soos jou pannekoeke en jou koffies en jou hoedens en jou skoene en al daai aspekte. Dis ook hierso. So dit het ons ook gesien en ons gaan nou daardeur loop. Maar vir ons is die belangrikheid om vir ons kykers te wys dat ons is hierso vir die varsprodukte. Ons wil kyk hoe kan ons die varsprodukte en die handgemaakte items daardie bietjie bemarking gee. Wat het julle nodig vir boere om nog hier te kan kom om nog meer varsprodukte? Kyk, julle het hulle 'n groot hoeveelheid hierso gehad. Ons het nou die vleis gesien. Dit is 'n goeie ding al, maar wat kan ons nog wat kan die boere nog bring? Ons soek iets van alles. Ons soek varsprodukte, groente, vrugte, vleis, biltong. Dan soek ons daai eerste stap van verwerking. Dit wat jy nog op die plaas kan doen. Dis ongelooflik hoeveel plaasvrouens maak pasta. Hoeveel boere het 'n rollermeelietjie en maak lekker grouwe meel vir familiepap. Daai effense waarde toevoeging wat jy nog op die plaas kan doen. En dan natuurlik ons volgende stap is om te kyk waar ons klein koöperasietjies kan opsit. Nie elke boer kan 'n droër opsit om sy vrugte te droog nie. Maar dit maak sin vir 10, 12, 15 ouens om te sê kom ons doen dit saam. En daai vrugte wat merke op het of so, kom ons droog dit en verkoop dit op die boeremark. En dan natuurlik het ons hier ruim geleentheid geskep vir ons netwerk vennote wat altyd in 'n krisis is, moet nog 'n geldjie
Soos byvoorbeeld ons het helpende hand hier en ons het vir hulle tipe van 'n monopolie gegee op die water en op die karretjies, want ons weet presies waartoe vat helpende hand daai geldjie nie. Gemeentes en natuurlik Kobus Wiese wat vir ons help met sy R2.50 op elke koppie koffie wat in die boereveiligheidsfonds ingaan. Ons het vir hom ook hier neergesit want ons weet vir elke ou wat hier 'n koppie koffie drink, kom daar 'n paar sent in die kitty om kameras op te sit of om radio's te koop vir boere en dies meer. So ons skep ruim geleenthede vir daardie organisasies wat altyd in 'n geldtekort is om ook ietsie te maak hier. Ja, daardie organisasies wat die ander saak, die diepere, die groter saak waar ons weet die regerings glad nie meer betrokke is nie. Hulle wil nie meer betrokke wees nie. Nou goed, as ons nou ek is nou 'n boer en ek wil nog graag bietjie vleis kom verkoop hierso. Ek het 'n paar skape wat ek op 'n Saterdag hierso wil kom verkoop. Hoe maak ek om dit hier te kry en wat is als nodig? Is daar wetgewing, is daar permitte, wat is nodig? Ja, onthou hierdie is 'n vennootskap tussen SAI en die Voortrekker Monument. So ons is 50-50 in die boeremark. Van hulle kant af het hulle 'n bymotief. Hulle skep 'n kultuurbelewenis hier, nê. Dit gaan ook oor die musiek wat hier is, dit gaan oor die soort mense wat hier is, dit gaan oor die saamkuier. Ek het al gesien hier sal 2 groepe wat vanmôre hulle Saterdagoggend vergaderings hier kom hou het. Soos by ander boeremarkte ook. Dan het ons 'n groot stalletjie hier, dis een hier agter ons. Dis die SAI stalletjie en dit is vir boere soos ek wat mal is oor boeremarkte, maar ek is nie die ou wat agter die tafel gaan staan nie. My avous is hier vandag. Jy sal my wragtig nie vang dat ek my avous gaan verkoop agter die tafel nie. So vir sulke ouens het ons hier 'n groot stalletjie waar ons daai kleiner hoeveelhede, daai kleiner volumes hanteer, maar dan vat SAI en die Voortrekker Monument 20% op dit. Maar dan spaar dit jou natuurlik die stalletjie koste en dit spaar jou die koste van die mense wat in daai stalletjie werk. Nee, inderdaad, daar het ons mense dit gehoor en dan die kontakbesonderhede, ons sal Lourens, hulle is ek reg, Leon Lourens is en Johan Jacobs, hulle is die 2 markmeesters. Mense tref met hulle reëling. En dan natuurlik kan mense die Voortrekker Monument ook kontak. Ons sal al die nommers hier op die skerm vertoon sodat julle dit kan kyk en dan sê net gou die frekwensie, hoe gereeld gaan die boeremark plaasvind. Kyk, ons kop nou af eenmal 'n maand totdat ons het vir ons mikpunt gestel, maar ek dink ons het ons mikpunt nou al bereik vanoggend. Van daar af moet ons dit 2 keer 'n maand doen en ons hoop om hier teen die einde van die jaar op elke Saterdagoggend te wees. Ek het so 'n bietjie agtergrond inligting gekry dat julle het op hierdie stadium so 100 stalletjies en julle maak om 500 hê dan sy's vol. So as jy 'n produk het, ek wil spesifiek sê dis nie gewone produkte. Dit wil nie 'n vlooimark word hierdie nie. Dit wil regtig waar goeie produkte wees. Weet wat kan ons vir die mense sê, weet hoe moet hulle maak? Onthou, hierdie is nie 'n geïsoleerde mark nie. Ons het 2 digitale doppe op hom. Die een is 'n redelik goed gevestigde netwerk. Dis 'n groot WhatsApp groep in Pretoria wat ons nou al 'n goeie 4-5 jaar aan die gang het, waar boere hulle goed Pretoria toe stuur en Dirk Hannekom van AgriWorld Africa wat die SAI stalletjie bestuur. Hy beheer daai netwerk en hy verkoop eintlik as hy hoor hier kom skaapvleis uit die Karoo uit, dan sit hy dit op daai WhatsApp groep. So alreeds in die aanloop deur die loop van die week wat verby is, het ons van hierdie goed begin bemark en dit wat oorbly, bemark ons nog steeds daarop. Maar dan gaan ons ook hier na die einde van die jaar toe kom ons noem dit 'n Uber Eats funksie opsit, nê. Mense wat op 'n oggend soos vanmôre dink ek gaan nie uit die bed uit klim nie, maar ek is am lus vir daai melkkos. Of ek wil darm 'n skaap bestel. Dan laat lewer ons af in sulke konsentriese sirkels hier rondom die monument, Johannesburg se kant toe en Pretoria se kant toe. As jy dokter, ons wens julle geluk. Jy klink julle het baie groot planne en dan al wat ek maak om mee afsluit is vir die mense wat sê is ja, maak seker want ek ander ding wat ek het wou gesê het nou is hierso so 'n parkrun. Wat is die Afrikaans vir parkrun? Die ouens wat hardloop, die hardlopers. Hulle is ook hierso en ek weet daar's 'n hele
paar honderd en nie 1000 of 2 nie. So as jy klaar gedraf het, kan jy gou of voordat jy gaan draf. Ek wil amper al sê voor jy kom draf, koop jy gou jou groente en jou vleis en alles wat jy hier nodig het en daarna gaan perry dit gou in jou kar en jy kom boeremark toe op 'n Saterdagoggend. Klink dit reg? En dan sal natuurlik die fietsryers wat ook elke Saterdag in groot getalle hier is. Ja, gelukkig dis 'n deel van die mark wat al reeds hier was voordat ons die mark begin het. Baie dankie. Dan sien ons jou by die as jy nou nie by hierdie ene was nie, sien ons jou by die volgende ene.